Ek is Dominee Janie Bischoff en in hierdie 4de oordenking van hierdie boek Nahum luister ons na verse 7, 8 en 15 van hoofstuk 1. Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en hy ken die wat by hom skuil. Maar met 'n oorstromende vloed maak hy 'n einde aan die plek van die stad, en sy vyande vervolg hy die duisternis in. Kyk op die berge, die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor. Vier jou feesdae, o Juda, betaal jou geloftes, want die snootaard sal nooit weer deur jou gebied trek nie. Hy is heeltemal uitgeroei. Die vermaaklikheidsbedryf weet hoe kragtig 'n goeie vervolgverhaal kan wees. Karakters en stories keer weer en weer terug, soms oor dekades heen, totdat die laaste hoofstuk uiteindelik alles afsluit. Die profesie van Nahum is in 'n sekere sin ook deel van 'n vervolgverhaal wat oor meer as 'n eeu en 'n half strek. Dit begin by Jona wat God se oordeel oor die stad Ninive aangekondig het en hoe die mense wonder tot bekering kom. Op grond daarvan het God hulle gespaar. Hulle bekering was egter nie blywend nie. Mettertyd het Ninive teruggekeer na geweld en wreedheid. Daarom hoor ons in die boek Nahum nie meer 'n waarskuwing nie, maar die finale aankondiging van oordeel. In hierdie gedeelte word twee dinge duidelik: God se geduldige goedheid teenoor die wat by hom skuil, maar ook sy ongetwyfelde oorwinning oor sy vyande. Nahum begin met 'n eenvoudige verklaring wat tegelyk onpylbaar diep is. Die Here is goed, sê hy. Dit beteken nie bloot dat God soms vriendelik optree nie. Goedheid is deel van sy wese. God kan nie onregverdig of boos wees nie. Alles wat hy doen is in volmaakte ooreenstemming met hierdie goedheid van die Here. Maar Nahum fokus dan hier veral op God se, kan ons maar sê, besondere goedheid teenoor die wat by hom skuil. God se goedheid geld nie outomaties vir almal nie, slegs vir die wat erken dat hulle hom nodig het en hulle toevlug by hom soek. Ons kan dink aan 'n kasteel gedurende 'n oorlogtyd. Die dik mure bied veiligheid, maar net vir die wat binne is. Buite die mure is daar geen beskerming nie. So is dit ook met die Here. Hy is 'n toevlug vir hulle wat by hom skuil, wat hulle eie magteloosheid erken en in hom hulle veiligheid soek. Nou, hoe verkry ons toegang tot daardie skuiling? Alleen deur Jesus Christus. God is nie vir ons goed omdat ons dit verdien nie. Hy is vir ons goed omdat Christus daardie goedheid met sy lewe en sterwe verdien het. Hy het die oordeel oor ons sonde gedra. Daarom kan ons saam met Nahum bely, die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid. Maar dieselfde God wat goed is vir die wat by hom skuil, is ook 'n regter vir die wat hom verwerp. In verse 8 tot 14 hoor ons van God se oordeel oor Ninive. Hierdie stad wat eens tot bekering geroep en ook daarop gereageer het en daarom gespaar is, het weer teen God in opstand gekom. Hulle het hulself verhef, God vergeet en in hulle eie mag begin roem. Daarom sal hulle geheel en al vernietig word. Hulle sal nie 'n tweede kans kry om hulle boosheid voort te sit nie. In 612 voor Christus word Ninive dan ook deur die Babiloniërs vernietig, word Nahum se profesie vervul. En tog moet ons weet dat hierdie profesie, hierdie oordeel wat hier verkondig word, nie maar net 'n historiese gebeurtenis is nie. Dis nie iets wat klaar afgehandel is en daarmee is dit verby nie. Nee, hierdie oordeel oor Ninive dien ook as 'n voorsmaakie van God se finale oordeel oor alle boosheid. Ryke kom en gaan, maghebbers val, en selfs die mag agter alle boosheid, die Satan self, sal uiteindelik finaal vernietig en verslaan word. God se oorwinning is seker. Hoe behoort ons op hierdie goedheid en oordeel van die Here te reageer? Wel, eerstens met selfondersoek. God se oordeel oor Juda se onderdrukkers het ook Juda self tot verootmoediging geroep.
En so is God se beproewing soms die manier hoe hy sy volk terugroep na hom toe. Tweedens moet ons ook daarteen waak om onsself en ander se oordeel te te verlekker. Die Here Jesus waarsku ons dat rampe nie die bewys is dat ander groter sondaars is as ons nie. Derdens moet ons God se geduld ook reg verstaan. Die feit dat die finale oordeel nog nie gekom het nie, is nie omdat God te swak is of traag is nie, maar omdat hy geduldig is. Daar is nog tyd om tot bekering te kom. Die regte reaksie is daarom vreugdevolle aanbidding, gehoorsame dankbaarheid. Nahum roep Juda om fees te vier, hulle geloftes te hou, die goeie boodskap te ontvang. Ja, so word ons ook geroep om die evangelie te omhels, daarin te leef en God met ons hele lewe te dien. Ja, God skryf ook in ons lewens 'n vervolgverhaal. En in daardie storie sien ons God se geduldige goedheid, maar ook sy ongetwyfelde oorwinning. Ons hoef nie te wonder of God sal oorwin nie, dit is vas en seker. Die vraag is eerder waar ons onsself bevind. Skuil ons deur die geloof in Jesus Christus by die goeie en geduldige God, of staan ons onverskillig teenoor sy genade en stel onsself daardeur bloot aan sy oordeel? Soos Jesaja sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Vandag is nog genadetyd, bekeringstyd. Gryp dit met beide hande aan. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U goed is en 'n toevlug is vir almal wat by U skuil. Leer ons om U geduld reg te verstaan en ons te bekeer waar nodig, maar ook met vreugde uit die evangelie van Jesus Christus te lewe. Bewaar ons tot daardie dag waar ons in U oorwinning sal deel. Amen.